Verborge skatte, want soos ons gekyk het na die nagmaal, is daar ook verborgenhede wat baie mense nie eens sien nie. Hoeveel jare het mense oor die goed gelees en dit nooit gesien nie. Jy weet, partykeer is dit so oop en bloot en ons sien dit nooit, maar dit is wanneer die Gees daardie logos woord rema maak, lewend maak, en dan kan 'n mens net opgewonde wees oor die woord. Nou, kom ons kyk. Ons gaan 'n bietjie lees oor wat Paulus geskryf het hier aan die Kolossense. Ons gaan lees Kolossense 1 vers 1. Met wie het hy gepraat? Aan wie het hy geskryf? Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en die broeder Timoteus, aan die heilige en gelowige broeders in Christus. Met ander woorde, hierdie brief het hy geskryf aan die heilige en die gelowige heiliges, die kinders van die Here, wat al reeds die Here Jesus aangeneem het as hulle persoonlike saligmaker, want hierdie brief is geskryf ook omtrent so 30 jaar nadat Jesus Christus reeds opgevaar het. So hierdie mensies het nou die reddingsplan van God deur Jesus Christus aangeneem, hulle het hom bely, hulle volg hom, en hulle het nou al reeds, kan ek maar sê, 'n groep mense het 'n kerk gevorm, want die mense is mos die kerk. Nou gaan hy aan, en aan die heiliges en gelowige broeders in Christus, wat in Kolosse is, genade vir julle en vrede van God, onze Vader, en die Here Jesus Christus. So, wanneer ons verder gaan, onthou nou, dat hy gepraat het met mense wat reeds die kennis gehad het van Jesus Christus, wat gekruisig was, vir hulle dan nou ook. Verder aan in Kolossense 2 vers 1 lees ons die volgende: want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het, en oor die wat in Laodicea is, en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie. Toe hy hierdie brief geskryf het, was hy in een van die Romeinse tronke gewees, en daaruit het hy hierdie brief geskryf. Vers 2, dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en van die Vader en van Christus. Met ander woorde, hy sê hier vir mense wat reeds Jesus Christus aangeneem het, dat hy skryf hierdie goed, dat hulle hierdie verborgenheid kan leer ken van God en die Vader en van Christus. Nou ja, as Paulus hierdie goed geskryf het, mensies, julle weet, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig vir jou en vir my vir lering, en teregwysing, onderwysing en weerlegging. Jy weet, ek quoteer altyd hierdie skrifie. So, as ons nou hier lees, dan is hierdie woorde ook vir jou en vir my, wat reeds die Here Jesus aangeneem het as ons persoonlike saligmaker. Nie noodwendig dan vir hierdie woorde, hierdie verborgenhede, is nie vir die ongeredde ouens nie. So, en ons gaan verder sien wat hy sê hierso. Vers 3 sê hy, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is, so in die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is al hierdie skatte van wysheid en kennis verborge. So, daar is verborgenhede vandag nog, wat nie vir almal is nie. En dan vers 4, dit sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie. Nou ja, dit is algemeen vandag, dat daar soveel valse leringe uitgaan, maar die woord sê dat dit sal gebeur. Die woord sê dat daar valse Christusse gaan wees, dat daar valshede gepredik gaan word, dat daar gehuurde herders gaan wees, wat nie worry oor die skaap, en hulle gaan net oor een ding dink en hulle kop daarop hê. En ek wil dit nou nie eens noem nie, maar weet julle, ek ervaar dit so in ons wêreld vandag.
hoeveel valshede daar is en hoe mense kom en sê, ja, maar ek hoor dit en ek glo dit en ek sien dit en wow, en dan is my hart seer as ek dink, maar God, u woord is so duidelik en dan laat ons mislei en ons word rondgeslinger deur elke wind van lering wat die woord teen waarsku. Ek wil net graag sê, Laodicea, hierdie kerk wat hy hiervan praat, hy sê, en oor die wat in Laodicea is. Nou, as ons in Openbaring lees, dan lees ons Laodicea, was hierdie kerk wat nie warm nie, en ook nie koud was nie. En daar sê die woord, as jy maar warm of koud was, maar omdat jy nou lou is, spoeg ek jou uit. Mensies, belangrik, dat jy en ek moet weet wat dit beteken. Hierdie skrif is vandag vir my, dat ek moet nie lou wees nie. Ek moet warm wees vir die Here. Jy sien, as jy koud is die kanse nog dat jy tot bekering kan kom, en dat jou hart kan sag gemaak word deur God. Maar as jy lou is, as jy dink jy's reg, as jy jou verbeel jy's reg, daar's 'n skrifgie wat sê, hy wat staan moet pas op dat hy nie val nie. En daar is soveel mense wat dink hulle die waarheid, hulle dink hulle loop die pad, hulle het hulle eie weg, hulle is nie op die baan van die duiwel nie, en ook nie op die baan van die Here nie, maar hulle is op hulle eie baan, jy weet, hier in die middel, hierdie lou, en God sê, ek sal jou uitspoeg. Romeine 11 vers 25, want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie. Paulus hier in Romeine, hy praat met die Romeine, hy vertel hulle ook van verborgenhede, hy sê, broeders, ek wil nie hê dat julle nie moet weet, hierdie verborgenhede nie. Daar is verborgenhede, hy praat met broeders, Met ander woorde, dit is nie die verborgenheid dat Jesus Christus die seun van God is en gekom het en dat hy gesterf het en sy bloed gegee het, gestort het en vir jou en vir my gekoop het met so duur prys nie. Nee, hierdie is baie meer as dit. Jy weet in Hebreërs 6 sê dit dat ons moenie bly by die begin aangaande die prediking van Jesus Christus nie. Ons moenie bly by die begin aangaande die prediking van Jesus Christus nie. So daar is meer as net die prediking van Jesus Christus. Hy sê en om die fondamente lê in die geloof van die doop, handeoplegging en te glo in die opstanding uit die dode uit en in die ewige lewe. Dit is alles fondament. Dis alles fondament. Daardie wat ek nou genoem het, bekering, doop, handeoplegging en glo in die ewige lewe. Dis alles in die fondament. As jy daai fondament het, moet jy bou. Nou ja, nou is daar verborgenhede vir jou en vir my in die woord weggelê, wat vir ons leer hoe om te bou. Hoe om met goud, silwer en kosbare stene te bou. Kom ons gaan aan. 1 Korintiërs 13 vers 11. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Jy sien, ons almal skop af. Wanneer ons die Here Jesus aangeneem het as ons persoonlike saligmaker, dan begin ons. Dan moet ek en jy groei tot die mate van sy volle gestalte. As ons daar dormant lê, so jy kan self weet vandag, hoe voel jy vandag? Nadat jy die Here Jesus aangeneem het as jou persoonlike saligmaker, voel jy nog soos jy gevoel het? Voel jy dalk verder weg van die Here as daai dag? Of voel jy meer opgewonde? Is jy vandag meer nuuskierig om meer te weet, om hierdie verborgenhede van die Here geopenbaar te kry? Is dit in jou hart? Voel jy so? Voel jy, wow, ek wil meer weet, Jy weet, as jy 'n geliefde het, as jy iemand ontmoet en jy wil graag 'n nouer vriendskapband met daardie persoon hê, wil jy meer weet van daai persoon. Jy sal in daai persoon se geselskap wil weet. Jy sal met daai persoon wil gesels, laat daai persoon praat en vir jou vertel waar kom hy vandaan en 'n bietjie van sy verlede en ensovoorts en julle weet waarvan ek praat. En net so moet dit vir jou wees, as die Here Jesus Christus die lieveling van jou siel is, net so sal jy weet gierig wees om hom beter te leer ken, om hierdie verborgenhede wat in sy woord is, geopenbaar te wil kry. Baie belangrik.
En dan, God is dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. Hoor wat sê hy vir Daniël. In Daniël 12 vers 8. Hy sê, en ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie. Daarom het ek gesê, my Heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge? Dis nadat hy visioene gehad het en gesigte gesien het. Toe sê God vir hom, en hy het gesê, gaan heen Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Hierdie woord is net om vir jou en vir my te sê, dat daar woorde is, dat daar verborgenhede, dat daar dinge was, wat geprofeteer was. En ek glo met my hele hart, nie net wat Daniël gesien het nie, maar ook Jeremia. Daar is skrifte wat werklik waar, wat hy daai tyd geprofeteer het, wat ek gesien het, wat nou besig is om te gebeur. En so, met ander woorde, daar was al verborgenhede daardie tyd gespreek, wat nie vir daai mense was, en het was absoluut verborgen vir hulle, en nou ook nog verborgen, as jy nie weetgierig is, en die prys betaal om die verborgenhede geopenbaar te kry nie. Ons gaan nou sien, wanneer kan jy en ek verborgenhede geopenbaar kry in die woord? En dan gaan dit nie oor baie diep goed nie, dit gaan partykeer oor baie, ek wil nou nie sê eenvoudige goed nie, maar kom ons noem dit alledaagse goed, wat ek nie verstaan nie, maar wat vir my 'n struikelblok kan wees op my groei. Want die Here Jesus, of liewer Elohim, die Vader, het alles gemaak om te groei. Elke boom, elke plant, elke mens, elke kiem, elke spoor, dit maak nie saak wat dit is, en daar is groei in alles. En daarom het ek en jy ook in ons geestelike lewe groei. Maar om te kan groei, is dit baie belangrik dat ons die verborgenhede in die woord verstaanbaar kry. Kom ons kyk verder. Nou ja, ons weet dat Jesus het verborgenhede kom spreek toe hy op die aarde was. Kom ons lees dit. Maar net voordat ek Jesus se verborgenhede spreek of lees, wil ek net vir julle hier in Jesaja 48 vers 1 sê. Hoor wat sê hy hierso. Hy sê, hoor dit was 'n profesie wat Jesaja uitgespreek het hier. Hy sê, hoor dit, huis van Jakob, wat julle self noem met die naam van Israel, en uit die waters van Juda voortgekom het, wat sweer by die naam van die Here en die God van Israel roem. Maar hoor wat sê hy hierso. Hy sê, maar nie in waarheid of in geregtigheid nie. Jy weet, daar is soveel van ons mensies wat, ek dien die Here. Jy weet, ek is 'n kind van die Here. Net soos hulle gesê het, ek is Israel, hulle sweer by God, ensovoorts, ensovoorts. Ek is 'n Israeliet. Maar hulle was dit nie in waarheid en geregtigheid nie. En hierdie woord, wat hier uitgegaan het vir hulle, is nog net so geldig vir jou en vir my. Al is dit nie Ou Testament, want Paulus het hierdie woorde geskryf, die hele skrif is deur God ingegee, dan praat hy van die Ou Testament se skrif. So, as hy dit sê, moet ek en jy kyk, is ons nie dalk in hierdie kategorie, dat ons sweer by God, dat ons 'n kind van God is, ons sê ons is gered, sy bloed het my verlos, ek is onder sy genade, maar jy lewe nog net soos jy gelewe het, voordat jy Jesus Christus aangeneem het. Of jy lewe dalk 'n klein bietjie beter, maar jy is nie uitgekoop vir Jesus Christus nie. Jy lewe volgens jou wil, volgens jou wette. En dan moet ons pas op, want as jy so lewe, gaan ek nou vir jou wys, kan jy nie verborgenhede geopenbaar kry nie. Kom ons kyk verder. In vers 6, Jesaja 48 vers 6 sê hy, jy het dit gehoor, aanskou dit alles, sal julle dit dan nie verkondig nie, van nou af laat ek jou nuwe dinge hoor en geheime wat jy nie geweet het nie. Jy sien, hier beloof God dat hulle nuwe dinge sal hoor, dinge wat hulle nog nooit gehoor het nie. Weet jy, en dit gaan vir jou en vir my ook. Wanneer ons
in die weë van Jesus Christus wandel. Wanneer ons lief is vir hom, wanneer ons poog om hom te dien en hom te behaag in liefde te lewe, dan is daai belofte ook vir jou en vir my. God gaan, dit wat hy vir Daniël gesê het, wat aan die einde van die tye geopenbaar gaan word, dan gaan dit geopenbaar word aan jou en my. Daar is nog vele ander skrifte, ons het nie tyd om al hierdie skrifte te lees nie, maar luister, daar is vele skrifte. Kom ons gaan verder. Nou, ek wil net sê, God is 'n God van verborgenhede. Hoekom? Omdat daar soveel keer gepraat word aan die woord van die Here, van verborgenhede, van geheimenisse. Matteus 13 vers 35. Hy lees so, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet. Ek sal my mond open deur gelykenisse. Ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af. Weereens, aan die einde word hierdie goed gespreek. Kom ek lees vir julle 1 Korintiërs 2 vers 7. Maar ons spreek van wysheid van God wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Wow, hoor julle hier? Hier is dinge wat kom vir die wat hom lief het. Vers 10, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Aan wie word die verborgenhede dan nou geopenbaar? Kom ons kyk wat sê die woord, aan wie word die verborgenhede geopenbaar. Matteus 13 vers 10, en die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek jy tot hulle deur gelykenisse? Toe antwoord hy en sê vir hulle, nou wil ek net gou sê, wat het hier vooraf gebeur? Wat het hier gebeur toe hulle vir hom vra, Here, maar hoekom spreek u met hierdie mense deur gelykenisse? Jesus het daar met 'n groot skare gepraat, en die disippels was onder andere by hom gewees, en hy het hier gepraat oor die saaier en oor die saad wat in die pad geval het en tussen die rotse en op dorings en so meer. En toe vra hulle hom hierdie vraag, hoekom spreek u met hierdie skare deur gelykenisse? En toe sê hy dit vir hulle, omdat dit aan julle, nou as hy sê julle, bedoelende julle disippels, gegee is, om die verborgenhede van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle, dis nou die skare, is dit nie gegee nie. Nou ja, hier is, jy moet kwalifiseer, jy moet 'n disipel wees, om verborgenhede geopenbaar te kry. Jesus sê dit self. Hy sê, ek praat nie met hulle, hulle sal nie hierdie verborgenhede in die gelykenisse verstaan nie. Hy sê, maar dit is vir julle disipels. So, vandag is dit dan net so. As jy en ek verborgenhede wil geopenbaar hê, moet ons 'n disipel wees. Disipel beteken 'n leerder, 'n student. So, wat beteken dit dan? Dit beteken iemand wat die woord studeer, spadatsu in die Grieks. Kom ons kyk verder. Vers 12, hy sê, want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. Baie keer verwar ons hierdie, ons lees dit nie in konteks nie, ons dink, dis geld, of is wat ook al. Maar luister, dit gaan hier oor kennis, dit gaan oor verborgenheid, dit gaan oor kennis van die woord, wysheid, kennis, insig, wat in die woord van God is. As jy 'n disipel is, en jy studeer die woord, gaan daar meer en meer en meer vir jou oopgemaak word. Maar as jy nie omgee oor die woord van God nie, en nie die Bybeltjie van jou lê maar daar iewers in die kas, of hy lê maar net daar, dat die mense kan sien, jy het 'n Bybel, is verskriklik. Dis regtig verskriklik, as jy die woord van God het, maar jy gebruik hom nie.
dit moenie so wees nie. As jy so 'n mens is wat nie jou Bybel lees nie, en miskien net een nou versie in 'n week, of net wanneer jy in die kerk kom en so, sê ek nou vandag vir jou, volgens die woord van God, sal jy minder wysheid en kennis van God hê. Maar as jy weetgierig is, as jy nuuskierig is, en jy gaan die woord studeer, hoe meer jy studeer, hoe meer dinge gaan vir jou oop. Hoe meer dinge gaan vir jou oop. Kom ons kyk verder. Hy sê, Matteus 13 vers 44, hy sê verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en dit wegsteek, en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daar die saailand. Jy sien, daar is skatte verborge in die saailand. Nou, net voor dit toe praat hy van die saad, dit is die woord van God, wat gesaai word, in die pad, tussen die rotse, tussen die dorings, maar ook op goeie grond. Jy sien op die saailand, dis die saailand, die goeie saad, die woord van God, val op 'n saailand, goeie grond, dit mag jy dalk wees, of jy kan dalk die pad wees. Maar luister, ek wil net vir jou sê, as daardie saad, hierdie woord van God, in jou saailand val, is dit 'n verborge skat. Jy moet gaan ondersoek instel, wat wil God vir jou sê? Hoe wil God met jou praat? Nou kan ons verder kyk na Matteus 13 vers 45, net die volgende versie sê die volgende, verder is die koninkryk van die hemel soos 'n koopman wat 'n mooi parel soek. Jy sien, jy en ek moet soek, want die parel is die skat ook. Ek en jy moet soek in die woord van God, na daardie parel, na daai skat, wat gesaai is op die goeie grond in ons harte, in ons lewens. Kom ons kyk verder. Lukas 14 vers 16, ek wil graag 'n paar skriffies gou vinnig lees hierso. Maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy die dienskneg uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het al almal eenparig begin verontskuldig. Die een het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. 'n ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. En daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes, verminktes en krepeles en blindes hierin. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het, is gedoen en daar is nog plek. Ja, die Here het vir ons almal plek. Luister wat sê hy hierso. Toe sê die Heer vir die diensknegt, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Weet julle, ek wil vir julle sê, as die Here miskien hard met jou begin praat, en die Here doen iets in jou lewe om jou in te dwing, deur siekte of omstandighede, finansies, huwelikprobleme, of wat dit ook al mag wees, dat God regtig hard met jou praat, is dit sy genade vir jou, want God wil jou inbring, hy wil jou indwing. Maar jy weet, ons kan nog so hardnekkig wees, dat ons die gees van God bedroef, om uitblus, om weerstaan, dat ons niks met God te doen wil hê nie. Geliefdes, ek moet afsluit. Hierdie skrifgie, Lukas 14 vers 26, gaan lees hom. Kwalifiseer jy om openbarings verstaanbaar te kry, om 'n disipel te wees? Want verborgenhede is vir disipels. Disipels het die Here meer lief as enige iets. Meer lief as jou TV, as jou rugby, as jou vakansie, as jou kinders, jou vrou, ja ook jou eie vleeslike begeerlikhede.